Ons is nou by hoofstuk 17 en dit gaan oor gehoorsaamheid en minderwaardigheid of andersom, minderwaardigheid en gehoorsaamheid. Kyk, hierdie hele hoofstuk handel oor die lewe van Jeremia as profeet. Hoe hy geroep is deur die Here om sy woord te gaan verkondig in die suidryk in 'n baie moeilike tyd van Israel se geskiedenis. En koning Josia was toe nog op die troon gewees en Jeremia moes 'n baie ongewilde boodskap vir die mense bring. Hy moes vir hulle sê, julle einde is baie naby en as julle nie radikaal tot bekering gaan kom nie, dan gaan God kom en hy gaan vir julle baie seer maak, om dit nou maar so te stel. En weet julle wat is die heel eerste woord wat Jeremia sê? Dis 'n Hebreëse woord. En ek wens ek kan my so inleef dat u kan hoor hoe hy dit gesê het. Hy het gesê, eiga. En dit is eintlik 'n uitroep van verstomming, van verbasing, maar dieper as dit. Dis 'n uitroep van pyn. Want die Here sê vir hom, ek roep jou om as 'n profeet te gaan optree. En dan sê hy, Here, maar ek weet nie eers wat met 'n profeet doen nie. Ek is te jonk. Ek het nie ervaring nie. En weet julle, dis vir my so mooi as die Here nie met hom 'n redenasie aangaan en vir hom probeer verduidelik nie. Hy sê net vir hom, Jeremia, gaan en gaan doen wat ek vir jou sê. Ek sal vir jou die woorde gee. En dan sê die Here een ding wat vir hom baie help. En hy doen 'n ander ding wat hom geweldige innerlike krag gee vir hierdie roeping wat hy moet gaan vervul. Eerste ding wat die Here vir hom sê is, kyk Jeremia, ek ken jou nie van vandag af nie. Nog voordat jy as 'n ongebore mensie in jou moeder se liggaam was, nog voor jy daar gearriveer het ek jou al geken. En daarmee sê hy vir Jeremia, jy is deel van my goddelike beskikking. Jy is deel van my goddelike wil. Ek het 'n plan vir jou lewe gehad, nog voordat jy as mens jou eerste klein treetjies van menslike ontwikkeling in die baarmoeder deurgemaak het. Die ander ding is, toe hy nou uiteindelik daar is, toe kom die Here na hom. En ons weet, Jesaja het die Here na hom toe gekom, want hy het dit ook moeilik gehad om te kon praat. En dan vat 'n engel 'n kool vuur van 'n altaar af en raak sy lippe aan. Maar hier by Jeremia gebeur min of meer dieselfde ding, maar baie meer persoonlik. Die Here kom en met sy hand raak hy Jeremia sy lippe aan. En hy salf daai lippe van hom, sodat hy die woord van die Here kan bring. En weet julle, die eerste goed wat hy moet sê, is 4 woorde van oordeel. Die Here sê vir hom, sê vir die mense, ek gaan afbreek. Ek gaan uitruk, soos wat 'n mens plante uitruk wat nie wil groei nie. Ek gaan vernietig. Ek gaan van die aarde af wegvee. En dan kom daar ook 2 woorde. Die Here sê, as ek daarmee klaar is, dan gaan ek weer plant en ek gaan herbou. Nie 'n baie maklike boodskap wat hy moes bring nie. Weet julle, nou is die interessante net dit, né? Is dat van voor sy geboorte af weet hy nou dat die Here het my geroep. Johannes die Doper, daar word vertel in Lukas 1 dat God sy Heilige Gees aan hierdie ongebore Johannes gegee het toe hy nog in sy moeder se baarmoeder was. Toe kry hy reeds die Gees van God. Paulus vertel min of meer dieselfde. Hy sê van voor sy geboorte af het die Here hom geroep en vir hom 'n taak gegee om 'n boodskap aan die heidene te bring. Jeremia het nie baie maklike pad gehad nie. Weet jy, dis hartseer as jy by hoofstuk 16 kom en jy lees dat die Here vir hom waarsku en sê, Jeremia, dis beter om nie te trou nie. Hoekom nie? Want die kinders wat jou vrou in die lewe gaan bring, gaan 10 teen 1 van pestsiekte sterf tydens 'n oorlog. Daar is nie meer lewe moontlik in hierdie land nie.
En so gaan hierdie Jeremia uit en moet hy gehoorsaam wees en moet hy God se woord verkondig. Dis nie altyd baie maklik om dit vir mense te kom sê nie, veral nie as jy jonk en onervare is nie. As 'n ouer persoon dit sou sê, 'n ouer profeet miskien of 'n ouer priester, sou mense dalk makliker geluister het. Maar wie is hierdie jong man wat hierdie harde woorde tot ons kom rig? En weet jy, dit het op 'n stadium so sleg gegaan met Jeremia, dat hy gehoor het dat hulle planne maak om hom uit die weg uit te ruim. Hulle het gesê, ons moet vir Jeremia stil kry. En daar's net een manier om hom stil te maak. Ons moet vir hom doodmaak. En nou kan julle dink, hoe diep het hierdie boodskap in Jeremia se hart en in sy denke kom lê, om heeltemal gerig op die Here en nie meer na die omstandighede nie. As hy na die omstandighede moes kyk, veral van sy eie volksgenote teenoor hom, sou hy nooit kon volhou nie. Maar hy kyk met die oog altyd gerig op die Here wat hom geroep het en die Here wat vir hom die woord gegee het. 'n Laaste gedagte. Die boek Jeremia begin met die woorde van die profeet Jeremia. Is eintlik nie korrek nie. Ek weet dit staan in die Bybel, maar eintlik nie korrek nie. Net daarna sê die Here 2 keer die woorde wat God aan Jeremia gegee het om te spreek. Daar's dus altyd die menslike kant. Ek is die kanaal, ek is die instrument, en Jeremia is dit. Maar dit is nie sy woord nie. Dis God se woord wat hy moet spreek. En daarin het Jeremia 'n grenslose vertroue gehad. Hy kon met hierdie mense praat, hy kon vir hulle oproep tot bekering, hy kon vir hulle sê, luister na wat die Here sê, dis 'n goddelike waarheid. Die Here wil julle red. Die Here wil keer dat die ondergang julle sal oorval. Die Here wil hê dat julle nog sal lewe in hierdie land. Maar as julle nie gaan luister nie, sal die Babiloniërs kom. Die koninkryk sal val. Die mure van die stad sal afgebreek word. Die tempel gaan afgebreek word. En daar gaan van julle volks wees net mooi niks oorwees nie. En dit was in wese die boodskap van Jeremia. In hoofstuk 30 tot 33 vind ons ook baie hoopvolle en troostvolle elemente, maar dit is 'n gesprek vir 'n ander keer.